dierbare, kosbare, heilige Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons weer by U kan wees in U huis. Here, wees met elke siel wat hier sit, wat U geskep het, wat U lief het. En Here, wat ook al die boodskap mag wees wat U vir ons gegee het om uit te dra, dat dit sal in hulle harte sal ontwelk en dit verander sal gee. Here, wees met elkeen wat nie hier kan wees vanmôre nie, dat U daar ook met hulle sal wees en hulle vertroos en bemoedig en hulle styf sal vashou in U arms. Ja, Vader, ons is so afhanklik van U. Daar is nie 'n dag wat verbygaan wat ons nie van U afhanklik is nie. Daar is soveel mensies daar buite wat U nog nie ken nie. Maar dis ons werk as U kinders, dat ons sal uitgaan en hulle die waarheid sal gee met liefde, met nederigheid en sagmoedigheid. Here, wees met ons in die loop van hierdie oggend, en dat U Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek, en ons die waarheid sal gee in ons harte en in ons verstand. Ek dank U, Here, en ek vra U, tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen. As ons praat van die uitvloeisel van God se liefde, wat sal julle sê is dit? Waar in die woord van die Here staan hierdie uitvloeisel van liefde? Dit word bekend gestel in Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, aan elkeen van ons, wat goed is en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te bewys, en nederig te wandel met jou God. Aan wie moet ons reg doen? Aan wie moet ons liefde bewys en nederig wandel? Nie net met God nie, maar met wie ook? Met ons medebroers en susters. Nie wat ons voel, hoe ons hier binne kan voel nie, maar wat God van ons verlang. God se hele wese is liefde. Daar is niks onwettig in sy lewe nie. Dit is nie net iets wat hy doen nie. Dit is nie wie hy is. Sy liefde omvou die heelal en word vir ons duidelik geopenbaar in die 10 gebooie. Maar nou wil ek julle ietsie vertel. Toe ek as kind groot geword het, julle het al my getuienis gehoor, ek onthou die een Sondag, het die predikant daar voorgestaan, ek sal nooit vergeet, was dominee van Staden van die Hervormde Kerk, en hy het die hele 10 gebooie gelees. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was nog 'n kind, langs my ouma gesit, en hy het gesê, julle moet dit doen, of. En ek het altyd gedog, dit is snaaks. En toe ek hier by Magaliesig inkom en ek begin die leerstellings te leer en ek kom toe agter wat hierdie 10 gebooie vir ons beteken. Is dit absolute omwenteling van liefde. Nou moet ons weet hoe het Moses gevoel toe hy van daardie berg afkom met die 10 gebooie in sy hande en hulle sien die goue kalf daar staan. Hoe moes dit gevoel het? Dit moes iets verskriklik gewees het. Ja, die eerste 4 wys hoe ons in liefde met God kan leef. En die laaste 6 hoe ons daardie liefde teenoor ons medemens uitleef. Ek het die laaste tyd, kan ek sê die laaste maand het ek geleer, want dit sê in Matteus 5, hoe ons vyande moet behandel. En dit was 'n eye-opener vir my gewees.
Want ek het 'n geval gehad by die aftreeoord waar ek is, waar een persoon teenoor my opgestaan het, omdat ek in die waarheid is. En ek het gesit en dink, hoe gaan ek hierdie persoon behandel? En die Heilige Gees het vir my gaan sê, gaan lees Matteus 5. En nou dat ek dit doen, nou dat ek vir my vyand bid, en vir my vyand dinge doen, is dit heeltemal anderste. Want nou sien daardie persoon die karakter van Jesus in my. En dit is merkwaardig om te weet, as ons onsself oorgee aan God, 100%, sonder om links of regs te draai, en te besef, ons het 'n werk hier op aarde, nie om onsself te verryk nie, maar om diens te wees van ons almagtige Heiland. Wanneer ons God liefhet met ons hele hart, siel en verstand, begin ons outomaties om ander met dieselfde liefde te behandel. En dit kan ek van spreek. Die kruis is die sterkste beeld van hierdie liefde. Wie van ons sal ons lewe gee vir iemand anderste? Ons moet 'n bietjie daaroor dink. Wie van ons sal aan 'n kruis gaan sterf, sodat iemand anderste lewe kan hê? Op Golgotha het die liefde van God en die nood van die mens ontmoet. Die kruis vertel van 'n God wat sy seun gegee het, sodat sondaars soos ek en u sy kinders kan word. Sy koninklike priesterdom, sy kosbare eiendom, sy uitverkore volk. Is ons gereed om die heilige Kanaan in te gaan? Wanneer ons sy gebooie gehoorsaam, erken ons hom as ons skepper en koning. Dis nie swaar las nie, maar 'n vreugdevolle antwoord van liefde. Omdat ek hom liefhet, eer ek my ouers, respekteer ek die lewe, bly ek getrou, wees ek eerlik, leef ek met dankbaarheid. Dit is nogal interessant dat ons nou hier praat van eer ek my ouers. Nooit geweet, toe ek getroud is, my pa was al oorlede, toe moes my oorlede man vir my gesê, kom ons bly aan by jou ma. Nooit geweet, dat ek haar sou versorg het vir 5 jaar. Maar die Here het dit raak gesien. Die gebooie word dan nie beperkings nie, maar liefdesverklarings. My manier om God se liefde te weerspieël. Hoeveel van ons sit vanmôre hierso? Hoeveel van ons sit vanmôre hierso? En ons het 'n hart wat ons koester vir iemand. Hoeveel? Dit is tyd dat ons regmaak. Dis tyd dat ons die pad van die Here stap. Want elkeen wat geskape is, wat die Here gemaak het, van Adam se tyd af tot op hede en vorentoe, is kosbaar in ons hemelse Vader se oë. Ons kan nie lelik wees teenoor mekaar nie. Elke mens is vir God kosbaar. In Christus sien hy in elkeen 'n kosbare burger van sy koninkryk. As God my medemens so liefhet, hoe kan ek hulle anders behandel
as met respek en liefde. Ek kyk na myself. Wanneer ek Jesus in my hart dra, begin sy karakter in my sigbaar word. Sy liefde straal deur my woorde en dade. Ek word 'n ambassadeur van sy koninkryk. Is ons geloofwaardige ambassadeurs vir God hier op hierdie donker wêreld? Baie mense beskou die 10 gebooie as 'n las van werke wat God van die mens vereis. Ek het ook so gedink. Jy mag nie, klink vir hulle soos 'n negatiewe reëls. Is soos iemand wat eendag vir my gesê het, ek is nou wetties. Sê ek, wees reg, nie 'n probleem nie. Maar is die 10 gebooie vandag werklik nog van krag? Waar probeer die 10 gebooie ons van God vertel? Kom ons kyk 'n bietjie nader na die 10 gebooie en die doel daarvan. Ja, ons het verlede kwartaal gepraat van Eksodus 20. Soos ek net nou gesê het, hoe moes arme Moses gevoel toe hy daar afkom en hy sien die goue kalf? Eksodus 20 begin nie sommer direk met die gebooie nie. God herinner ons, sy volk, daaraan dat hy hulle verlosser God is. Dit gaan oor 'n verhouding. Dit is eerder 'n liefdesuitnodiging van God self. Hy roep ons om hom in elke aspek van ons lewe die eerste plek te gee. Daar's 'n Engelse woordjie wat praat van joy. Eerste een is dis Jesus. Volgende een is it's others. Laaste een is you, is jouself. So jy plaas jouself laaste. Jy's nie eerste nie. God is eerste, dan jou medemens en dan jouself. Dis eerder 'n liefdesverhouding, uitnodiging van God self. Hy roep ons om hom in elke aspek van ons lewe die eerste plek te gee. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons hom liefhet. Wanneer ons in 'n lewende verhouding met hom staan, word ons gehoorsaamheid nie 'n swaar las nie, maar 'n vreugde. Uit hierdie liefdesverhouding sal jy hom met liefde en vrywilliglik gehoorsaam. Is dit nie lekker om elke Vrydag aand wanneer die 6 die klok slaan, om te weet, hier tree die Sabbat in, nou kan ek rus. Ek het vrede. Alle bekommernisse is nou in die Here se hande. Ons moet elke dag eintlik so lewe. Om God die eerste en die hoogste plek te gee, beteken om in elke situasie na hom te kyk, hom te eerbiedig en hom bo enige ander begeerte, mens of mag, te stel. Hier staan ons vandag, hier sit ons vandag. En julle wat kosbaar is vir die Here, hy klop aan ons. My kind, ek is hier. As jy my nodig het, ek is hier. Hierdie 10 gebooie gaan dus minder oor wat ons moet doen en meer oor aan wie ons behoort. Dit is 'n uitnodiging tot verhouding, tot liefde en tot 'n lewe waar God die middelpunt is. Vra jouself vandag, in watter areas van my het ek God dalk nie die eerste plek gegee nie? Kan ons dit vra vir onsself? Waar is Jesus nie in ons lewe eerste plek nie? Hoe kan ek hom prakties bo alles stel in my besluite,
my tyd, my familie en my werk. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Maar wat het Johannes geskrywe en wat het Jesus aan sy disippels gesê voor hy daardie versie gesê het? En dit is in Johannes 14 vers 1 tot 3. En dit is een van die mooiste verse wat ek ontdek het toe ek die leerstellings gedoen het. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wil ons wees waar God is vandag? Wil ons wees waar Jesus is vandag? Wil ons wees waar die Heilige Gees is? Ek gaan nou vir julle ietsie vra. Wie van julle wil eendag, ek dink dit gaan binnekort gebeur, in die beloofde Kanaan wil wees? Dankie. Baie dankie. Ek gaan laat ons afsluit met hierdie lied, My Saviour's Love. Geniet dit. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransomed in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me, for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me, is my Savior's love
Ons gaan nou afsluit met gebed. Kom ons maak ons oë toe. Ons Heilige Vader, wanneer ons na U boodskap luister, is daar net een woord wat by in ons harte moet kom. En dis liefde. Liefde wat U oorspoel vir elkeen op hierdie aarde. En Here, terwyl ons na U boodskap luister, wat leraar Morne vir ons vandag gaan bring, dat ons weet, dit is 'n boodskap wat U vir ons sal gee. En Here, ons gaan weer die nagmaal doen, dat ons in samesyn sal wees. En nie wil eendag weet waar ons gaan wees nie, maar dat ons behoefte in ons geloof na U toe sal gaan en sê, Here, hier's ek, stuur my. Gee ons daardie insig en wysheid en die vermoë om U pad te stap, om die kruis op te tel en ons eie lewens te vermy en U te volg elke oomblik van ons lewens. Want Here, as ons 'n kind van U word, is ons nie meer ons eie mens nie, maar dan lewe U in ons. En ons is al die pad besig om U werk te verrig. Mag ons daardie behoefte hê om 100% in hierdie donker wêreld U te volg en nie een oomblik moedeloos te raak nie. Wees met elkeen wat hier is, Here, vandag. Omhels hulle met U liefde en U genade. So bid ons tot eer en verheerliking van U heilige naam, Jesus Christus. Amen.